Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 4de Julie, Koffiekuier 953. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie gesels oor Lukas 10, daardie eerste 20 verse. En ek het ook in ons gemeente se oggendoordenkings wat met 'n WhatsApp stemboodskap uitgestuur word, het ek ook oor hierdie gedeelte al gepraat en onthou nou, Lukas 10 volg ons nou uit die hart van die saak op Lukas 9 en in hoofstuk 9 waarby ons dan 'n Sondag en afgelope Dinsdag met die Koffiekuier stil gestaan het, vertel daardie gedeelte van hoe Jesus op pad na Jerusalem is. Dan reis hy deur 'n Samaritaanse dorpie, maar die mense wil hulle nie ontvang nie. En dan, wanneer hulle verder loop, dan is daar hierdie gesprek oor volgelingskap, oor iemand wat sê, Here, ek sal U volg. En Jesus wat eintlik vir hulle probeer verduidelik, maar wees versigtig vir wat jy sê, want om hom te volg, vra nogal baie van 'n mens. En dan gaan Lukas nou in hoofstuk 10 aan en hy verduidelik vir ons wat nou na hierdie gesprek daar op pad gebeur het. Ja, hy sê in vers 1, daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Mens kry so half die idee dat Jesus nou gesê, ek wil nie weer in so 'n scenario beland met hierdie klomp mense dat daar nie vir ons plek is nie. So stuur die ouers uit, gaan beplan, gaan doen voorbereiding, gaan maak gereed sodat mense ons sal kan ontvang wanneer ons daar kom. En dan gaan hy verder en hy sê vir hierdie ouens, onthou die oes is groot, die arbeiders min, bid dat die Here vir julle sal help, en onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe. So daar's daai element van gevaar, daai element van uitgelewerd wees binne die koninkryk van God, dan ook wat ons weet, is deel van ons lewens. En dan die vers 4, vriende, die gedeelte wat my nou nogal baie opval, wanneer hy vir hulle sê, moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie. En moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. Nou, ek gaan later so 'n bietjie oor die ander gedeeltes iets sê, maar hierdie het vir my nou nogal opgeval, en ek wil sommer vra, jy moet net vir 'n oomblik dink. As jy op reis gaan, as jy gaan vakansie hou by die kinders, of by die kleinkinders, of jy gaan kuier by die kinders oor see, hoe beplan ek en jy vir daardie reis? Ek mag verkeerd wees, maar ek het 'n vermoede die meeste van ons sal goeie beplanning doen. Dit sê, ek bespreek daar blyplek, en ek kan omtrent so ver ry, dan moet ek brandstof ingooi, en daar weet ons is 'n plekkie wat lekker roosterkoek maak vir ontbyt, so ons gaan daar eet, maar daar gaan 'n klomp tyd in beplanning in. En 'n mens sorg dat jy mos nou alles saamvat wat nodig is, ook vir hierdie reis. En dan val dit my op, vriende, dat Jesus hier in vers 4, vir hierdie 72 sê, moet niks saamvat nie. Nie 'n beursie nie, so moenie worry oor geld nie. Moenie 'n reissak met alles wat jy nou op pad nodig gaan hê saamvat. Hy sê selfs vir hulle, moenie skoene saamdra nie. Nou, dit is nog vir my 'n interessante gedeelte, maar die punt wat Jesus hier wil maak, sê die slim ouens vir ons, is dat mense in totale afhanklikheid van God hierdie disippelskapreis moet onderneem. Hierdie reis moet onderneem om te sê, Here, op U woord gaan ons. En ons gaan tref hierdie voorbereiding. En dit is so amper 'n stukkie kontras, nie? Dat 'n mens amper sê, by Jesus, in vers 1 sê Lukas vir ons, hy beplan vooruit, hy stuur die mense om te gaan regmaak, dat die dorpe waar hy gaan besoek, dat hulle sal weet hy is op pad, maar as hy hulle dan stuur, dan sê hy hulle, gaan, sonder om enige voorbereiding te tref. Nou, ek wil jou uitnooi om so bietjie vandag en môre hierdie gedagte te laat insink. Ons leef mos, vriende, in 'n westerse samelewing waar ons rasionele denke verskriklik sterk na vore kom, en dit is nie noodwendig verkeerd nie, maar wat dit so is, dat ons beheer wil wees van alle situasies, dat ons wil beplan tot in die fynste detail, dat ons voorsorg wil tref, dat ons wil die plan sien, in die kerk, ons is besig met strategiese beplannings, oor die pad vorentoe en hoe moet dit lyk, maar is ons oop en ontvanklik vir die werking van die Heilige Gees, wat baie keer op verrassende maniere, so buite om die beplanning heen, met ons 'n bepaalde pad loop. Ek vra die vraag, is jy in jou eie lewe oop en ontvanklik daarvoor dat die Here baie keer jou goed beplande lewe so 'n bietjie kan omdop en jou kan kom verras
met sy teenwoordigheid, met 'n nuwe opdrag, met 'n uitnodiging om aan te sluit by dit waarmee hy besig is, hoe ook al, is ons oop daarvoor om die werking van die Gees in ons lewens te ervaar, tussendeur hierdie beplanning wat ons doen. En daarmee sê ek nou nie, ons moet nou niks beplan nie, ek dink dis ook onverantwoordelik om nie die gesonde verstand en die vermoëns wat die Here vir ons gegee het te gebruik en so 'n bietjie vooruit te dink en te beplan nie. Maar wees afhanklik van God. Dis die grootste, belangrikste ding. En dan, ek gaan nou nie baie oor die res van die gedeelte sê nie, gaan lees dit asseblief deur. Ons gaan Sondag in die erediens, ek is hier by ons Kleinmond Kerk, gaan ons verder dink oor hierdie gedeelte. Maar dan sê Jesus vir hulle, as jy dan nou niks moet saamvat nie, as jy by huis kom, sê vir hulle, vrede vir julle. En ek moet dit net gou sê, daai vrede vir julle is mos nou baie meer as net 'n groetwoord. Dis 'n omvattende, dis 'n groot term, die shalom, wat ons in na die tydse konteks kry. Dis so omvattende, mag dit met jou goed gaan, mag dit jy geseënd wees, mag jy vergenoegd wees. Dis daai vrede. Sê Jesus, gaan sê vir die mense vrede vir julle, want dis wat hy wil hê, mense moet hoor. En as ouens daai vrede ontvang, dan bly jy daar, dan bou jy verhoudinge. Maar as mense jou nie wil ontvang nie, die Here dring hom nie aan ons op nie, dan sê hy, gaan aan na die volgende huis toe. Vriende, dink so 'n bietjie oor hierdie gedeelte, en dan gesels ons Sondag in ons erediens weer verder daaroor. Kom ons bid saam vanoggend. Vader, baie dankie dat ons ook u woord het om te lees vanmôre weer, en dat ons te midde van die omstandighede, ook hier in die Weskaap, waar dit koud en nat en reënerig is, tog die warmte van u teenwoordigheid deur u Gees in ons lewens kan beleef. En daarom is my gebed ook, Here Jesus, dat wanneer ons hierdie teks lees, en ons daaroor nadink, ook in voorbereiding op ons eredienste van Sondag, dat u deur u Gees ons sal verras. Dat u vir ons sal kom wys, maar as jy dan nou nie beplan en 'n klomp goed saamvat nie, ek sorg, ek is daar, ek loop die pad saam met jou. Dankie dat ons dit kan weet en dat ons dit kan bely. En daarom is ons gebed ook, Here, gee vir ons daardie vermoë om in hierdie afhanklikheid van u elke dag van ons lewe te leef. Dankie vir u genade wat groot is. Dankie dat ons weet, u voorsien, by wyse van spreuke, Here Jesus, die beurse en die reissak en die sandale, waarmee ons op reis gaan. Wees met ons ook dan hierdie naweek, en as ons Sondag in die eredienste saam is en saam nadink oor die woord, dan is ons gebed, dat dit sal wees ook tot opbou van u koninkryk. Dit bid ek, Here Jesus, in die naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Vrydag, so van gister af was dit by ons al mekaar in die reën, en kouerig nogal, maar heerlik, dis die Kaap, en ons geniet dit. So dink natuurlik ook aan diegene wat in hierdie tyd hulle huise onder water is, dele van die stad, klink dit vir my, wat maar redelik baie watermoeilikheid ook het. Ons dink ook aan daardie mense en vra, Here, hoe kan ons daarbey betrokke raak? Intussen tyd, geniet jou koffie, geniet jou Vrydag, ons kuier Sondag in die erediens saam. Mooi loop.